Ons is nou besig met differentiaalvergelykings en ek wil graag dit ook verduidelik aan die hand van 'n voorbeeld. Hierso het ons y is gelyk aan 1 plus c e tot die mag t en dan het jy onder die lyn 1 minus c e t. So hierdie is 'n normale vergelyking, ietsie waarin jy gewoond is. Y is gelyk aan iets in terme van t en dan het jy nou 'n differentiaal vergelyking wat so geskryf word: y aksent is gelyk aan 'n half y kwadraat minus 1. En wat mens nogal hier kan sien is dat die afgeleide van y is gelyk aan 'n funksie van y. So die funksie y se afgeleide word geskryf in terme van die funksie y. En hier is nogal 'n oulike manier dan ook om byvoorbeeld die koers van die groei van 'n populasie byvoorbeeld voor te stel. As jy nou kyk na hoe 'n populasie groei, kan jy dan in terme van die populasie huidiglik ook dan skryf. So was die groei van hierdie populasie op 'n tydstip 3 of 3 jaar of wat ook al. En dan kan jy miskien 'n formule skryf waar jy, as jy weet wat is die populasie op 'n sekere tyd, dan kan jy dit net daai populasiegetal in 'n formule indruk en dan het jy dan die populasieverandering op daai tydstip. So daar is baie handige plekke waar ons hierdie tipe van vergelykings kan hê. So dit is die afgeleide van 'n funksie word geskryf in terme van daai funksie. Goed, so nou vra die vraag hierso is dat ons moet nou kyk of hierdie dit is 'n antwoord of is 'n algemene antwoord of dit is die familie van antwoorde vir hierdie differentiaalvergelyking, want hierdie is nou 'n differentiaalvergelyking. So wat jy nou eers te doen is, jy vat hierdie eerste vergelyking, die y is gelyk aan 1 plus c e tot die mag t en 1 minus c e tot die mag t, en jy lei hom nou eers af. So jy kry die afgeleide van hom. Okay. Miskien moet ek hom net in 'n ander kleur doen. Okay, so die afgeleide van y, skryf ons so, is gelyk aan, en hierso gaan ons die deelreël gebruik, of die kwosiëntreël gebruik met wanneer ons nou hierdie diferensieer. En wat ons dan doen is, jy kry ons die afgeleide van daarna bo eers, en dit is net, as jy daarna aflei, wel 1 word 0. As jy c e tot die mag t aflei, dan hier ons die c e t, maar dan skryf jy die afgeleide van daai na hierdie c e t, en dit is net 1, so hy gaan net c e t bly, en dan skryf jy dan die onderste, die noemer, skryf jy dan net hier so langsom neer. Dan skryf jy minus, okay, dit is nogal belangrik. Dan kry jy die afgeleide van hierdie ene, die onderste, die noemer, en dit is dan net minus c e t, en dan maal jy hom met die boonste ene, 1 plus c e tot die mag t. Okay. Op gedeel deur, en dan moet jy die noemer hierso vat, die noemer 1 minus c e t, moet jy vat, en dan moet jy hom net deel, kwadreer, en dan het jy nou die kwosiënt of die deelreël gebruik van differentiasie. En dan moet jy hierdie ding vereenvoudig. Nou as jy hom vereenvoudig, dan gaan jy sien, as jy daai met daai gaan maal, dan jy mos nou minus c kwadraat e 2t, dis wat jy gaan hê. En natuurlik nou as jy daai met daai gaan maal, gaan jy ook minus c kwadraat e 2t kry, maar dan het jy nog die minus wat jy nou bymaal word hy plus. So jy gaan dan plus c kwadraat e 2t hê. So daai twee gaan uitkanselleer. So dan al waarmee jy sit is dan jy gaan met daai sit wat jy daar inmaal, c e t, en jy gaan met hierdie sit wat jy daar inmaal tot daar, en dan met die minus ook bymaal. So dan jy minus maal met die minus is 'n plus, en dan daai met 1 maal is dan net plus c e tot die mag t oor 1 minus c e t kwadraat.
Ok, so ons skryf hom met so bietjie af. Ok, goed, so dan het jy maar net 2 C E T, as jy daai twee bymekaar plus, dan sit ons nou 2 van hulle, en dan 1 minus C E T kwadraat. Ok, so wat ons nou hier het, is, ons het die afgeleide nou gekry van y, ok, en hy lyk verseker nie soos hierdie is soos hierdie afgeleide nie, want hierdie is half y kwadraat minus 1. So wat ons nou doen is, ons werk nou met die tweede vergelyking, daai y-aksent, hierdie y-aksent ene. Ok, kom ons kyk, y-aksent, of die afgeleide van y, want onthou, hierdie afgeleide van y kan ook geskryf word as dy dt, of jy kan self skryf die funksie in terme van t, en is die afgeleide. So daar is al twee maniere wat jy dit ook as kon skryf. Nou goed, kom ons kyk nou na hierdie afgeleide nou eers. Nou kyk ons, ok, goed. Ons weet hy is, die afgeleide is half, y kwadraat minus 1 kwadraat. Ag, net minus 1. So wat ons dan doen is, ons vat die waarde van y, die funksie y wat ons het, en ons sit dit net hierso in. Dis nou die ene wat hulle gegee het. So wat het hulle gegee? Hulle het ons gesê, y is gelyk aan 1 plus c e tot die mag t gedeel deur 1 minus c e tot die mag t. So ons sit dit net daarin. Ok, so dan wat jy dan doen is, jy sit 1 minus, of 1 plus c e tot die mag t kwadraat, en onthou, die hele ding word nou gekwadreer, so jy moet maar net, jy kan net 'n kwadraat bo sit en 'n kwadraat onder, want die hele ding word nou gekwadreer, minus 1, ok, nou moet jy hierdie ding vereenvoudig, en onthou die doel waarby ons wil uitkom, ons wil nou kyk of hierdie y-aksent dieselfde is as daai antwoord daar, dis eintlik waar ons moet uitkom, en dan het ons nou bewys dat daardie oorspronklike vergelyking bevredig hierdie diferensiaal vergelyking. Ok, so kom ons kyk net geweer. Goed, so nou moet ons net hierdie ding vereenvoudig. Nou, hier is ons eintlik 1 op 1. Ok, so uit die KGV gaan 1 minus c e t kwadraat wees. Nou, ons weet ons gaan daai na bo net skryf as 1 plus c e t kwadraat. Daar gaan ons nou bykry 1 minus c e t kwadraat. Ok, en nou moet ons hierdie ding uitmul. En as jy hom gaan uitmul, dan gaan jy uitkom, en jy moet maar dit maar self gaan doen, maar jy kom uit, as jy nou kwadraat nou daar inmul, en daar inmul, wat die hakie 2 keer natuurlik met mekaar maal, en jy bring die kwadraat in, en hierdie kwadraat bring jy in na al twee toe, dan gaan jy eindig met, jy sal sien, is half, is half 4 c e t, en dan hou jy maar net die noemer daar, c e t kwadraat. Ok, en as jy hom nou vereenvoudig, so daai 2 gaan in 2 keer, in 1 keer, en dan die 2 gaan in 4 in 2 keer, so dan jy 2 c e tot die mag t oor 1 minus c e t kwadraat, en dan sien jy hierdie ene is dieselfde as daar, so dan weet ons dat hierdie vergelyking bevredig die diferensiaal vergelyking.